Goeiemôre vriende, hier so aan die begin van 'n nuwe week. Dis Maandag die 8de Desember 2025. Ek hoop julle het 'n wonderlike week voor julle waar julle sommer net en ek weet baie van julle sien uit om 'n bietjie vakansie te hou. Ek weet baie van julle gaan nie op vakansie nie. Ek dink ook in die besonder aan julle wat in hierdie tyd moet werk. Mag julle in hierdie tyd regtig krag ervaar en ontvang ook om in hierdie tyd in die besonder te werk. Maar mag dit vir julle 'n mooi week wees wat voor julle uitstrek. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, ons bely en glo saam met Christene en gelowiges deur die eeue heen dat U die skepper is van die hemel en die aarde. Ons bely deur die eeue heen, Here Jesus, dat U inderdaad die verlosser en saligmaker is wat sit aan die regterhand van God die Vader, van waar hy sal kom om te oordeel. Ons glo met gelowiges en Christene die wêreld deur, eeue deur, Here, dat U inderdaad U Heilige Gees gestuur het om in ons te woon. Ons glo en bely met Christene, gelowiges wêreldwyd, Here, dat U inderdaad vir ons 'n algemene Christelike kerk gegee het, die gemeenskap van gelowiges, of soos in die ou vertaling sê, heiliges. Dat ons inderdaad kan glo in die vergifnis van sondes, beginnende by onsself wat ons medemens moet vergewe. 70 maal 7 keer sê U vir Petrus, beteken maar oneindig, omdat U ons in 'n oneindigheid vergewe het. Kan ons saam met die gelowiges en Christene deur die eeue heen bely dat ons glo in die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Daarom kom sê Petrus vir ons in 1 Petrus 1, op die grond van die opstanding het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette, onverkwikkelike, ook vir ons in die hemel in bewaring gehou word, erfenis. Here, baie dankie daarvoor. Baie dankie dat ons inderdaad kan glo met Christene en gelowiges deur die eeue heen in die ewige lewe, dat ons nie lewe vir nou nie, maar dat ons vir altyd lewe en vir altyd by U gaan wees. Dankie daarvoor. Dankie dat ons U kan aanbid, so groote, almagtige, alomteenwoordige God en Vader. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, omdat julle hierdie God ken, hierdie Jesus ken wat self God is, die Heilige Gees ken wat self God is, hierdie drie enige God, 3 in 1, saam aanbid. Amen. Vriende, ja, ons gaan aan by hierdie gedeelte in Filippense 3, waar Paulus nou 'n bietjie gepraat het met ons gister, waar hy gesê het, ons almal wat geestelik volwasse is, ons moet hierdie gesindheid hê. En wat was die gesindheid? Om ons uit te strek, liewe vriende, om die hemelse prys te kan behaal waartoe God ons geroep het in Christus Jesus, né? Waar hy vir ons kom sê, Paulus vir ons kom sê, liewe vriende, laat ons inderdaad op die koers hou, op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het, kom sê. Hy sê, God sal ook hierin aan julle die regte insig gee. In elk geval, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het. Wat is die pad? Hierdie pad is om in die voetspore van Jesus Christus te volg. En dan sê hy in vers 17, praat nou met hierdie gemeentetjie in Filippi 61 na Christus, liewe vriende, is die brief geskrywe vir hierdie mense in hierdie gemeentehuis in die tronk, die soldate, ex-soldate wat nou afgetree het, wat daar bly, kom sê hy, wees my navolgers, broers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle gestel het, kom sê hy. En dan, liewe vriende, gaan hy aan en sê hy, ek het dikwels vir julle gesê, en tot my verdriet moet ek dit nou herhaal, daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe, né? Dis mense, liewe vriende, wat soos Paulus was. Mense soos Paulus wat die kinders van die Here in die tronk gegooi het, alles wou uitwis wat enigstens na Christus gewees. Hy was inderdaad een van die vyande van die kruis van Jesus Christus, né? En hy kom sê, hoor hierso, hy sê, daar's baie vyande, daar's baie mense wat as vyande van die kruis van Christus lewe, weet dit. Ontweet ook, kom sê hy vir hulle, liewe vriende, sit ek nou in, hulle sal inderdaad vir julle wil seer maak en laat swaar kry soos vir my. Dan gaan hy aan, sê hy, die verderf is hulle einde. Hierdie mense
wat as vyande van die kruislewe. Die verderf is hulle einde. Paulus sê met geen oomblik daaroor dink hierdie dwaalleraars wat hier rondstap, hierdie mense wat ander godsdienste aanhang wat teenoor Jesus Christus staan. Die verderf is hulle einde. Is klaar met hulle. Die maag is hulle God. Party mense wat, liewe vriende, gaan dit oor eet. Ek bedoel op die ouene gaan dit maar net oor wat jy kan verorber. Dit gaan eintlik oor 'n selfsugtigheid wat by jou is. Hy kom sê die maag, hy sê die verderf is hulle einde, die maag is hulle God. Want hoekom? Want hulle is vyande van die kruis. Hulle op die ouene leef ook maar net vir die nou hier. Hulle skande is hulle trots. Hulle is aardsgesind. Hierdie mense, liewe vriende, kom sê hy, wat die vrye vyande van die kruis is, hulle is trots, hulle God, hulle maag is hulle God, hulle skande is hulle trots, hulle is aardsgesind, hulle skande is hulle trots, nee, hulle gee nie om wat hulle doen nie, of hulle bedrog pleeg, of hulle iemand doodmaak, of hulle wat se sleg en goed ook al wat, kom sê hy, hulle God is hulle skande, hulle gee nie om nie, so eintlik om iets verkeerds te doen, dit is hulle God, kom sê hy. Hulle is aardsgesind, dit gaan vir hulle eintlik net hier oor wat in die aarde aangaan. En dan kom sê Paulus vir hierdie gemeenteitjie die volgende, hy kom sê, maar, sê hy, maar ons is burgers van die hemel, vanwaar ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Daarom, my broers, moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Hy is baie lief gewees vir hierdie gemeente, né? Maar ons is burgers van die hemel. Vriende, ek en jy moet dit weet. Ek en jy wat kinders van die lewende God is, van die drie enige God is, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons is burgers van die hemel. Ons is vreemdelinge. Ons is sojourners op hierdie stadium op die aarde, maar ons is burgers van die hemel. Ons is anders, liewe vriende, want ons koninkryk is op 'n ander plek, is by die hemel saam met God die drie eenheid die heeltyd. So ons kan nie hierdie goeders doen wat ander mense doen nie. Ja, en vriende, ons wiele val af en partytjie vang ons twak aan. Maar dan moet ek en jy teruggaan na die Here toe en sê, Here, ek is so jammer dat ek hierdie nonsens aangejaag het. Maar ons moet onthou, ons is burgers van die hemel. Daarom, my broers, moet julle vas staan en getrou bly aan die Here, né? So ek en jy moet te alle tye ons oë op Jesus hou. Ek en jy moet te alle tye, soos die boom wat ons eergister vir mekaar gesê het, 'n boom wees wat by waterstrome geplant is, wat sy wortels in die water is. Die wortels is in die water, en wat is die water? Die water is die Heilige Gees. En hoe meer hierdie wortels in die Heilige Gees is, hoe meer begin hy die vrugte van die Gees dra, liewe vriende, sodat mense op die ouene, sonder dat ek en jy dit bedoel, kan sien, maar ek en jy is burgers. Liewe vriende van die hemel, mag God jou en my daarmee help. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.